Net voor Deidre haar storie deel. As jy besoeker is vanoggend, ons het so, ek dink is amper so 2 jaar terug, het ons die gemeente binne oorgedoen en die houtbanke uitgehaal en die rooi matte wat hierin was. Weet nie, lyk vir my rooi was 40 jaar terug wewie in, maar rooi matte uitgehaal, banke uitgehaal. En toe ons die banke en die matte uitgehaal het, julle sal onthou ons het een sondagoggend sommer net sulke losstoele uitgepak. En kan julle onthou wat het ons gedoen op die vloere? Kan julle onthou wat het ons gedoen? Wat het ons gedoen? Ons het 'n klomp name op hierdie vloere gaan neerskryf, name van mense wat nie die Here geken het nie en ver van die Here af was. En dit was kinders en vriende en familie, kollegas, kennisse. En ons het fisies die name. Ek sal nou in hierdie week, ek het vir Lelani gevra, sy het vir ons foto's geneem van al die name. Ek sal 'n bietjie die foto gaan soek van waar jou naam op die vloer geskryf staan. Maar Deidre was een van die name wat op hierdie vloer geskryf staan. So, dis nou vanoggend lekker om die storie te kan hoor. Deidre, vertel my net so 'n bietjie van jou verlede. Jong, ek het soos gewone, normale, dink ek, kind groot geword, uit 'n Christenhuis uit, sonnaskool toe gegaan, belydenis van geloof afgelê, en natuurlik na dit, dan kom jy nie weer eintlik na die kerk toe nie, jy word dan 'n geleentheidschristen, gaan kerk toe met troues en dope en begrafnisse, dis maar wanneer jy dit doen, en wanneer jou ouers nou regtig nag, dan gaan jy kerk toe. So om jou ma se mond stil te kry, jy nou 'n bietjie kerk toe gegaan. 'n bietjie kerm, ja. So dan gaan jy, ja, en toe af was, soos jy nou genoem het, jou lewe word net so besig. Ek was altyd betrokke by sport. My vriendekring, ek het toe in 'n gay verhouding opgeëindig vir omtrent 10 jaar. Ek was in my eerste verhouding vir so 4,5 jaar. En ja, jou lewe, dit word net jou opgevul lewe. met ander goed. Ja. Deidre, ekskuus, ek het gister vir jou toestemming gevra of ek jou mag vra. Vertel net vir my, jy weet, hoe het jy nou in 'n gay verhouding beland? Hoe het dit nou gebeur? Jong, ek ken niemand eers wat gay was nie. So ek nou gesê, ek is een van 64 niggies en neefies, net aan my ma se kant. Vrugbare familie hierdie hoor. So, en niemand van hulle is gay nie. Dit is nie 'n genetiese ding wat ek vir jou kan sê, wel, so gebore of iets nie. Dit was regtig net 'n vriendskap wat te ver gegaan het, waar ek nie geweet het waar om die morele lyntjie te trek nie. Okay. En sê vir my, goed, jy was nou vir 10 jaar in sulke verhoudings betrokke. Was dit moeilik om uit daai lewenstyl uit te breek? Sê vir my, hoe het jy gevoel in daai tyd? Het jy vrede gehad daarmee? Dit is verskriklik moeilik om uit te breek, want soos wat jy een verhouding eindig, jou vriende is die hele tyd dieselfde. So jy ontmoet nie dan 'n man nie. Jy is heeltyd saam met die meisies. So ja, dit is verskriklik moeilik om dan uit die leefstyl uit te kom. En ek het heeltyd hierdie interne worsteling gehad, van is dit reg, is dit verkeerd, en as dit so verkeerd is, nou kom stuur Louise, is dan nie vir my 'n man nie. Okay. Weet, hoekom ontmoet ek dan al hierdie ander mense? Ja. In 2006. Okay, vertel my nou, ja, nee, is reg. Okay, so jy weet, oor jy die hele tyd tussen in hierdie vriendekring beweeg, dat jou mense is met wie jy omring, is dit nou moeilik om uit dit uit te breek. En wat was toe nou die stimulus? Hoe het jy toe nou op die einde uit die lewenstyl uitgebreek? Wel, ek moet vir jou sê, ek het, soos wat jy laasweek gesê het van die vissermanne, ek was een van daai selfsugtige ouens. Okay, wys nou eers vir my en dan sal ek in die Here begin weer dien. En ek het gesê, okay, as dit nou my roeping is of wat ook al om 'n man te kry, dan stuur dan vir my man. Maar ek het 'n checklys gehad. Hy moet Afrikaans wees, hy moet 'n Christen wees en hy moet ambisieus wees. Ja, en toe kom Benny. En hy moet dan so 'n bietjie lank wees. Ja. Hy is lewenslank hoor. En hy is handsome. Ja, waar is hy fotootjie wat jy ja. Ek het lank vir hom gewag. Julle dan so dit gelyk op julle troudag. Ja. Alright, so jy het nou in daai tyd uitgeroep na die Here toe. Yes, en ek het vir hom gesê, bring dan vir my 'n man. Ek met my oupa sê altyd elke pot het 'n deksel. Nou, waar's my deksel? Okay. En toe stuur hy my deksel vir my. En dit was Junie 2006. Oktober toe vra hy ouers. Ek weet nie wie was blyer, wie se gebede was verantwoord nie, myne of my ouers se nie. En Januarie toe ons wou so vinnig as moontlik getrou het, ons nie hierdie ouetjie laat gaan nie. En
toe sê my ouers vir my, want Benny bly in die area, toe sê hulle, kom na hierdie kerk toe en kyk of jy inpas, weet of jy van die gemeente hou, van die manier wat die dominee preek. En jou eerste preek was, jou sinsbeeld was oor golf. En dit was dit. Benny het besluit, hierdie dominee trou ons en ons bly hier. Ja. Kan ek 'n wille raai vat, hou Benny van golf? Is groot op golf. Hy oefen baie, lyk my nie hy kom reg nie, want hy moet baie oefen. Oeps. Sorry Benny. En ja, toe weet en dan gebeur die lewe. Ons het vinnig getrou en ons het 'n baba 8-9 maande daarna gehad. En net so by the way, Benny is ook nogal handsome, hè? Ja. Ja, en weet en toe is dit tyd om die baba te doop en jong, partykeer voel dit asof die duiwel by jou stoep uitkamp. En toe is jy gevra, kan jy asseblief 'n selgroepie voorstel? En jy het toe gevra dat Liana ons skakel, dis ons selgroepleier. Sy het gesê, kom gerus, maar kyk eers, moenie onmiddellik commit nie. Kyk net of jy met ons oor die weg kom en of jy hou van die manier wat ons dinge doen. En ons het dit gedoen en weet, daai eerste Sondag was rof toe ons vir ons selgroep gaan. Ek is aangetrek, Benny is reg, die babakie is reg, ons het al haar bottels, sy het oral opgegooi. Oor hierdie mense se huis, ons ken hulle nie. Die man sê net heeltyd, ag moenie worry nie, vee net alles af, want hulle almal het gelukkig kinders, jong kinders. Maar ek dink hulle almal was net bly, hulle is van die doek en bottels af. En ons het daar, dit was ons nuwe support groep for life. Ek meen, dinge is rof, weet alkoholiste gaan na AA toe, ons gaan sel toe, regtig, net om daai support te kry. Want dinge gebeur, jy weet, toe ons Kira verwag het ons amniosintese laat doen, ons vir die Jesus gesê, joh, vat net hierdie bekertjie verby ons, maar as jy dit doen, dan sal ons hierdie kind in jou weer groot maak. Jy weet, so dit was weer 'n ding. En met die tweede babietjie, ons is nou 16 weke swanger. So julle kan sien die 64 niggies en neefies is regtig. Die van julle wat sukkel om kinders te hê, hang net so 'n bietjie om hulle rond, dan hopelik vryf ons ietsie af. En toe ons op 9 weke dreigende miskraam gehad en ons eerste oproep, soos jy nou ook gesê het, jy bel jou selleier, weet, en sê net, Liana, asseblief bid. En hulle stuur vir almal boodskapies of sit jy op 'n bidlys, ek weet nie op hoeveel bidlyste was ons nie. En nou is ons 16 weke later en die billetjie lyk my is gesond. Ja. So as ek kan saamvat, Deedrey, so 'n paar jaar terug in 'n verkeerde lewenstyl, wat jy besef het was verkeerd, het jy na die Here toe uitgeroep, vir die Here gevra vir 'n man, en die Here dit gebruik om jou nader te trek. En toe nou met die swangerskappe en die kleintjies was dit toe nou 'n stimulus om julle ook nader te trek aan hom. En toe het hy vir julle 'n geestelike familie gegee. Dis reg. Want 'n ou, jy weet, dis werk en is getroud en is 'n aanpassing en is kinders en 'n kind wat oral opgooi. Ja. En so dit was toe jou ondersteuningsstelsel. Dit was my ondersteuningsstelsel. En dit het jou gehelp om te groei en nader aan die Here te kom. En selfs ons, dit het ons gehelp om nader mekaar te wees. Dus partykeer dan, jy weet nie alles nie. Dan hoor jy iets in die kerk en dan dink jy, ek kan nie opstaan en jou vra nie. Wat bedoel jy nou daar? En dan gaan jy met jouself doen, dan bespreek jy dit daar. Weet, dit klink nou baie ernstig, ek sê jy bespreek dit daar. Maar dit is meer so sosiaal oor 'n koppie koffie en dan maak dit vir meer sin. Kry dit antwoorde in perspektief. Ja, want party mense is net meer geestelik mature as wat jy is. En hulle, so jy ervaar dit van Liana se kant af en dat hulle jou dra en begelei by die paadjie. Absoluut, ja. Ja. Deedrey, dit het manne moed gekos om vanoggend hier te kom sit en jou getuienis te deel en ek waardeer dit. Dankie vir die tyd. Ek is baie seker vir julle, dis vir my so wonderlik om te weet dat dat die Here maak nie saak wat my verlede is nie. Maak nie saak wat ek gedoen het nie. Maak nie saak die foute wat ek gemaak het nie, die geraamtes wat daar in my kas dalk is nie. Die Here is bereid om my te vergewe en die Here is bereid om my terug te vat en 'n tweede kans te gee. Is dit nie wonderlik om te weet, dis die God wat ons dien nie. En dan, soos wat daai Psalm 58 sê, He sets the lonely in families. En dan gee hy vir ons 'n geestelike familie om vir ons te help en te begelei en mense verstaan nie alles van die Bybel nie en mense het nie al die antwoorde nie. Maar dan is daar 'n groepie mense wat jy saam op die paadjie mee kan stap wat vir jou help en begelei op die paadjie. So Deedrey, dankie dat jy dit met ons share. Ons wil vir jou net 'n laaste gebedjie sê. Dankie.